Goeiemôre en baie welkom by die laaste deel van ons preekreeks, die beste verhouding ooit. Oor die laaste klomp weke het ons gekyk na Psalm 139 en ons het iets gesien van die ongelooflike verhouding wat daar was tussen koning Dawid en die Here. En is ook dan so vir jou en my vandag, wanneer ek en jy die Here Jesus persoonlik ken, dan is hierdie verhouding ook vir jou en my, waarin ek en jy kan groei en hierdie pad stap saam met die Here. Nou, 'n klomp weke terug toe ons hierdie reeks begin het ons vir mekaar kom sê dat God ken ons diepste wese. En ons het verder gegaan in week 2 om vir mekaar te sê dat ek en jy is nooit alleen nie, die Here is altyd saam met ons. In week 3 het ons vir mekaar kom sê dat ek en jy is kosbaar gemaak met 'n spesifieke doel. Die Here het 'n doel met elke persoon wat op die aarde is gehad toe hulle gebore is. Verlede week het ons vir mekaar kom sê dat as ek en jy werklik waar wil groei in hierdie verhouding met die Here, dan moet ek en jy ook lewe soos wat hy wil hê ons moet lewe, en dan sal God se vyande ook ons vyande wees. En koning Dawid het gesê, Here, u vyande is ook my vyande, en dit moet ook so vir jou en my wees. In Matteus 3 vers 8 het Jesus gesê, dra dan vrugte wat by die bekering pas. Jy sien hoe jy leef, hoe jy optree, die keuses wat jy maak, die vriende wat jy het, is 'n goeie weerspieëling of God se vyande werklik jou en my vyande is. En dit kom ons dan nou by ons laaste tema in hierdie reeks. En ons gaan kyk na die laaste 2 verse, en uit hierdie verse, die tema dan vanmôre, sien ons hoe koning Dawid 'n gevaarlike gebed bid. 'n Gevaarlike gebed, want indien die Here hierdie gebed sou verhoor, sou dit hom konfronteer met wie hy werklik is. Dit sou hom konfronteer met sy eie sondige natuur, dit sou hom konfronteer met sy eie gebrokenheid. Dit sou sy diepste wese voor die Here ontbloot. Nie net voor homself nie, maar voor 'n heilige en regverdige God. Nou in die 16de eeu, toe Martin Luther met die hervorming van die kerk ongelooflike vervolging deur die Romeinse kerk ondervind het, het hy die volgende gesê. Hy sê, I am more afraid of my own heart, dit wat daar binne is, dit wat hy sal vind, than of the Pope and all his cardinals. En daarom het Jesus ook gesê in Matteus 10 vers 28, hy sê, moenie bang wees vir die wat die liggaam kan doodmaak nie, maar niks aan die siel kan doen nie. Nee, vrees hom eerder wat sowel die liggaam as die siel in die hel kan werp. Jy sien, ek en jy moet so lewe om te weet, dit maak nie saak wat mense aan ons doen nie. Dit maak nie eintlik saak nie, maar ek en jy moet die Here vrees. Die woord van die Here sê, ons moet in die vrees van die Here lewe, want hy is die een waaraan ons hele lewe te danke het. Met dit in gedagte kan jy saam met my blaai na Psalm 139 in die laaste 2 verse, vers 23 en vers 24. En dit sê die volgende, deurgrond my, o God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien tog my onrus raak. Kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie, en lei my op die beproefde pad. Daar word gesê, dat hierdie gebed wat koning Dawid aan die einde van Psalm 139 bid, is een van die mooiste en mees betekenisvolste gebede in die hele boek van die Psalms. Jy sien, en al besef Dawid dat die Here hom op 'n intieme manier ken, en dat die Here hom beter ken as wat hy homself ken. En dan hy een deel of 'n faset van sy lewe is wat vir die Here onbekend is nie, al weet hy hierdie dinge, bid hy dit steeds. Hierdie gevaarlike gebed, want hy weet sonder twyfel dat dit vir homself voor die Here sal konfronteer met die ware toestand van sy hart. En dan skryf hy in vers 23, deurgrond my, o God, deurgrond my hart en ondersoek my, sien tog my onrus raak. In die lig van die voorafgaande verse, vers 19 tot 22, waar Dawid hierdie aanklag gee teen goddelose mense, is hy ook ten volle bewus van sy eie tekortkominge, die sonde van sy eie hart en sy eie gedagtes, en dan kom hy en hy vra dat die Here sy hart moet ondersoek en deurgrond. Nou hierdie
is die verwysing na hierdie idee van myners wat goud myn diep in die aarde. Dit verwys na om iets soos wat hulle die grond deurdring, so moet die Here ook sy hart deurdring en intensief ondersoek en die goeie van die slegte skei. En op hierdie manier vra Dawid dan dat die Here sy hart moet deurgrond en ondersoek en kyk wat hy daar sal vind. En as dit moet, Here, konfronteer my met dit, sodat ek kan reg lewe voor U. Ook in vers 23 vra Dawid vir die Here dat hy sy hart moet ondersoek. En as hy verwys na die hart wat hy ondersoek, dan verwys dit na die middelpunt van die mens, die innerlike mens. Dit verwys na die persoonlikheid van die mens, wie hy of sy werklik is. Dit is ook waar die begeertes en ons emosies is. Dit is ook die plek wat wys wat ons geneigdheid is, wat ons geneig is om te doen. Dit verwys na ons wil, die diepste besluite wat ons maak, ons emosies wat ons ervaar, die plek waar wysheid en kennis is. Dit is ook die plek waar ons gewete is, maar ook ons morele karakter, die plek waar trots floreer. En hier kom Dawid en hy vra vir die Here om sy hart, al hierdie dinge, sy emosies, sy denke, sy wysheid, sy kennis, sy karakter, sy morele toestand, te deurdring en te ondersoek. Hoekom? Want hy self ken nie die toestand van sy hart so goed soos wat die Here sy hart ken nie. En as hy dit moet ondersoek, gaan dit 'n halwe job wees, 'n halwe werk, maar die Here kan 'n volkome werk in sy hart doen en koning Dawid het geweet. Hoekom? Want Jeremia 17 vers 9 sê, die hart is bedriegeliker as enige iets anders. Hy is ongeneeslik, wie kan hom verstaan? En dit is hierdie begrip wat Dawid gehad het. Hy kan nie sy eie hart verstaan nie, en die Here moet sy hart ondersoek, so die Here vir hom kan wys, wat is daar, wat is die ware toestand, sodat hy kan verander dit wat nie volgens die Here reg is nie. In die tweede deel van vers 23 sê hy, ondersoek my, sien tog my onrus raak. Jy sien hier die toestand van sy hart, het onrustigheid in Dawid veroorsaak, en dit het hom gedryf na hierdie gebed toe. Die toestand van jou en my hart moet ons ook dryf in hierdie onrustigheid, sodat ek en jy ook hierdie gebed kan bid, sodat die Here ons harte kan verander. Hierdie woord ondersoek verwys ook na iets wat jy toets. Dawid vra vir die Here om sy hart te toets. Dit wat in sy hart is, Here, kyk of dit reg of verkeerd is. En dit wat hy in die eerste deel van vers 23 vir die Here gevra het om te deursoek, dit is sy hart. Dawid vra dat die Here die opregtheid van sy hart sal toets. En dit verwys ook na hierdie idee van 'n hofsitting. Hierdie persoon se hart is voor 'n regter wat die bewyse, die toestand van die situasie moet ondersoek en ondervra en dan 'n uitspraak lewe. Om by die waarheid en die realiteit van die toestand van sy hart uit te kom. Het is interessant dat al het Dawid geweet die toestand van sy hart en die foute wat hy gemaak het, word dan nog steeds oor hom geskryf in Handelinge 13 vers 22, dat die Here het in Dawid 'n man so na aan sy hart gevind. Maar steeds al het die Here dit oor Dawid gedink, het Dawid steeds gekom en sê, Here, ek is totaal afhanklik van U, ondersoek my hart en kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie. Want hy het geweet, die hart van die mens is bedrieglik bo alle dinge. En dan skryf hy dan ook in Psalm 51 vers 12, as hy sê, skep vir my 'n rein hart, o God, vernuwe my gees en maak my standvastig. Ek en jy kan nie standvastig in hierdie lewenswandel saam met die Here wees, as ons nie toelaat dat die Here vir ons 'n rein hart gee, en ons denke en ons gees vernuwe nie. Deur die lees van Psalm 139, besef ons hoe Dawid presies geweet het wat in die toestand van sy hart en sy gedagtes, en dat dit tekort kom. En ek en jy moet ook hierdie besef hê, want jy sien, soos Dawid
kan ek en jy dalk op 'n plek waar ons kan dink, ons kan dinge vir mense wegsteek. Maar jy sien, ons kan dalk dink, net die Here weet waarvan ons probeer dit wegsteek. Maar dit laat my dink aan die verhaal van die verlore seun. Hoe hy van sy ouer huis weggegaan het en hy het willepartytjies gegaan en met die verkeerde vrouens rondgeloop. En hy het 'n goddelose lewe gelewe en toe hy rock bottom slaan in die varkhok en hy's vuil en hy ruik nie lekker nie. En al sy vriende wat saam met hom hierdie partytjies en die verkeerde ding gedoen het weggegaan. Toe kom en hy dink aan dit wat verkeerd is in sy lewe en hy kom en hy sê hierdie woorde: ek het teen God en my pa gesondig. En dan sien ons hoe hy teruggaan na sy pa toe. Want hy het eerstens hierdie besef gehad: Here, ek het teen U gesondig. Maar dan gaan hy en hy neem die verantwoordelikheid op en sê: ek het dit by God reggemaak, maar ek moet dit ook by mense regmaak. Jy sien, in die lig van Psalm 139 vers 23, waar die Here ons harte ondersoek, kom die Here en hy openbaar vir ons dinge wat ons in die verlede gedoen het en die Here weer besig is. En hy sê: gaan maak reg. Jy sien, as ek en jy nie bereid is om dit te doen nie, kan ons verhouding nie met die Here groei nie. As ons nie vir die Here sê: Here, ontbloot my hart sodat ek kan regmaak wat voor U verkeerd is nie, kan my verhouding met die Here nie diepte kry nie. Aan die ander kant gaan dit ook verder, dat hierdie dinge wat die Here vir ons openbaar, die dinge wat ons in die verlede gedoen het, wat verkeerd was, wat aanstoot sal gee aan mense, en wat dalk vreeslike, slegte gevolge mag hê, as ek en jy nie bereid is om dit teenoor mense te gaan bly, die mense wat ons seermaak, al weet hulle dit nie eers nie, dan moet ons besef dat ons verhouding nie diepte sal kry nie, en dat daai verhouding nooit genees sal word nie. Jy sien hierdie ding wat ons sê, maar ons bely dit teenoor die Here en nou is dit fyn, is absolute halwe waarheid. Genesing en bevryding kan nooit plaasvind wanneer ek en jy die dinge wat ons teenoor ander mense verkeerd gedoen het nie, gaan bely en erken, al is die gevolge hoe erg. Jy sien, wanneer ek en jy iets gedoen het wat iemand anders raak, al is hulle nie bewus daarvan nie, bring groot skade en dit bring skeiding in 'n verhouding, al weet die ander persoon nie hoekom is die skeiding daarna nie. Want jy sien, dit hang in die lig. Dit hang in die lig in die geesteswêreld. In Matteus 12 vers 35 sê dit: die goeie mens bring die goeie tevoorskyn uit die oorvloed goeie dinge in sy hart. Die slegte mense bring die slegte dinge tevoorskyn uit die oorvloed van die slegte dinge in sy hart. Dit wat in ons lewe aan die gang is 'n goeie prentjie van dit wat in ons harte aangaan. En daarom bemoedig Paulus ons ook in Filippense 4 vers 8 om te sê: maak seker dat dit wat in jou hart en jou gedagtes reg is, teenoor God, teenoor jouself en teenoor ander mense. En dan skryf hy die volgende: verder broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deeg of lofwaardig saak daar ook mag wees, daarop moet julle gedagtes gerig wees. En dan kom hy in vers 24 as hy hierdie psalm eindig en hy sê: kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie en lei my op die beproefde pad. Dawid vra vir die Here en hy sê: kom toets die pad waarop ek is en sien of dit die goddelose weg is, die breë pad is, en kyk of dit die smal pad is. Hierdie dinge wat pyn en hartseer vir homself en vir ander mense veroorsaak, die soort pyn wat veroorsaak word deur ons verkeerde keuses. Hierdie verkeerde pad verwys na dinge wat vir ons meer belangrik geword het as vir die Here, dit wat vir ons 'n afgod geword het, dit wat ons aandag van die Here aftrek. Dinge wat belangrik vir ons geword het, so belangrik dat die Here 'n tweede plek moet inneem. En Dawid wou vry wees van hierdie dinge wat vir hom pyn veroorsaak, wat vir ander mense pyn veroorsaak, wat vir die Here seer maak. En dan kom hy en hy sê: kyk of ek nie op daardie pad is nie, want Here, ek wil regmaak teenoor U en ek wil regmaak teenoor mense. In Spreuke 13 vers 15 sê: goeie verstand verskaf guns. As jou pad reg is, jou gedagtes en jou hart met die Here, dan verskaf dit guns. Maar die weg van die ontroues, die sondaars, is hard. Ongeregtigheid en sonde
het hierdie natuurlike, genetiese en gewaarborgde manier om pyn in 'n harde pad te veroorsaak. Dalk nie dadelik nie, maar môre oormôre, volgende week en in die pad vorentoe. Jy sien, ongeregtigheid en sonde bring dalk onmiddellike bevrediging, maar dit het altyd vernietigende gevolge. Dawid besef dit en vra vir die Here aan die einde van hierdie psalm om hom te lei op die beproefde pad. Dit verwys na die pad van Jesus, die pad van geregtigheid, die pad van heiligheid, die pad van gehoorsaamheid, die pad van totale oorgawe en onderwerping aan die Here, die pad van 'n goddelike lewe, die pad van die vrug van die Gees. En soos Dawid moet ek en jy ook daagliks vir die Here vra, is ek op die beproefde pad? Lei my op die beproefde pad, wys my die beproefde pad. John Piper het die volgende hieroor gesê, hy sê, God will bring you body and soul through life and death to full and everlasting pleasure if he is your safest refuge and your supreme treasure and your sovereign Lord and your trusted counselor. As hy nie is nie, kan ek en jy nie verwag dat ons verhouding met die Here diepte gaan kry nie. Paulus, wat 2/3 van die Nuwe Testament geskryf het, skryf die volgende in 2 Timoteus 4 vers 6 tot 8. Hy skryf hierdie aan die einde van sy lewe, hy het hierdie pad gestap saam met die Here, hy het die lewe geken en dan skryf hy die volgende. Wat my betref, ek word alreeds as 'n drankoffer uitgegiet. Die tyd van my dood is voor die deur. Ek het die goeie wedloop afgelê en het die wenstreep bereik. Ek het gelowig entyd volgehou. Nou wag ek op die oorwinnaarskroon vir my, die lewe by God. Op die dag dat hy weer kom, sal ek die Here, die regverdige regter, dit vir my gee, en nie net vir my nie, maar ook vir almal wat met verlange uitsien na sy koms. Jy sien, ek en jy moet ook hierdie kan sê van ons lewe, dat ons die wedloop voluit gehardloop het, soos wat Paulus skryf. Maar om dit te kan doen, om dit oor ons lewens te skryf, beteken dat ek en jy ook hierdie gevaarlike gebed moet bid. Hierdie gevaarlike gebed wat Dawid sou konfronteer met sy eie gebrokenheid, is ook die gebed wat jou en my gaan konfronteer met ons eie gebrokenheid. Wat ons eie sondige natuur vir ons gaan openbaar, wat die verkeerde plek in ons lewe na vore gaan bring. Hierdie blinde kolle in ons lewe gaan, wat nie so mooi is nie, gaan verlig. En dit gaan ons diepste wese voor God ontbloot. Nie net vir onsself nie, maar ook voor die Here. Want jy sien, slegs dan kan ons op die beproefde pad ken en loop en ervaar. Matteus 16 vers 25 sê, want elkeen wat sy lewe wil red, elkeen wat hierdie lewe wil behou en al hierdie goed vashou, en ons wil nie laat gaan nie, ons wil nie erken nie, ons wil nie bely nie. As jy dit wil vashou, sal jy jou lewe verloor. Maar elkeen wat sy lewe wil verloor en ontslaak van al die verkeerde dinge en sê, Here, nie meer ek wat lewe nie, maar U wat lewe deur my, sal dit vind en behou. Jy sien, ek en jy kan kies om vas te hou aan hierdie lewe, vas te hou aan die verkeerde dinge wat ons gedoen het, vas te hou op hierdie manier wat ons maar aangaan, die ou manier, maar dan verbeur ons die seëninge wat God vir ons lewe wil gee in die plan van God se lewe vir ons. Of ons kan op 'n plek kom waar ons sê, Here, ek is bereid, ongeag wat die gevolge is van dit wat ek verkeerd gedoen het, Here, ek wil rein en eerlik en deursigtig voor U lewe, want ek wil die volheid van God belewe, al staan ek alleen en ek verloor alles, maar ten minste is ek reg voor God. Jy sien, die vraag vir jou en my vanmôre is jy en ek werklik bereid om hierdie gebed vanmôre te bid? Hierdie gevaarlike gebed. Is jy werklik waar bereid om te sê, Here, wys vir my die ware toestand van my hart, sodat ek teenoor U en teenoor mense kan regmaak? Is jy bereid om jou eie gebrokenheid in die oë te staar en jouself te sien vir wie jy werklik is? Want jy sien, hierdie gebed
waarborg dat God ons diepste wese aan ons sal openbaar en ontbloot. Nie net voor ons nie, maar ook voor hom. En die vraag is, wanneer hy dit doen, wat sal hy in jou hart en in my hart vind? Jy sien, jou vlak van eerlikheid bepaal jou vlak van genesing. As ek en jy nie met mense 100% eerlik wil wees nie, oor dinge wat ons teenoor hulle verkeerd gedoen het, al weet hulle nie daarvan nie, dan kan daardie verhouding nie ten volle in genesing plaasvind nie. Dan kan nie genesing plaasvind nie. Daar sal altyd skeiding plaasvind. Maar as ek en jy kom en ons sê, Here, ek is voor U, ek wil eerlik voor U wees. Ek wil eerlik voor U staan. Ek wil eerlik voor mense staan. Ek wil eerlik met myself wees. Dan kan ek en jy die volheid van hierdie verhouding met die Here ondervind. Hierdie verhouding wat ek en jy kan hê met die Here is die beste verhouding ooit. Dit is 'n verhouding wat by verre die beste verhouding is. Maar dit kan alleen begin wanneer ek en jy vir die Here sê in nederigheid, Here, hier is my hart, dis wie ek is. Dis nie altyd mooi nie, dis nie altyd lekker nie, maar dis wie ek is. En U kan iets goeds en iets moois hieruit maak. Maar dit gaan vra dat ek en jy hierdie gevaarlike gebed bid. My uitdaging vir jou is en myself ook vanmôre is dit. Wil jy nie vanmôre ook kom en sê, Here, ek wil hierdie gebed bid. Ongeag wat U vir my gaan wys, wil ek hierdie gebed bid en sê, Here, deurgrond my, o God. Deurgrond my hart, ondersoek my en sien my onrus raak. Kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie en lei my op die beproefde pad. Miskien moet jy iets voor die Here bely. Miskien wys die Here vir jou iets wat jy teenoor mense moet bely. Die Here wil graag hê dat jy in die volheid moet lewe van wat hy vir jou beplan. Wil jy nie ook vanmôre die uitdaging aanvaar en sê, Here, bid vanmôre hierdie gebed. Ongeag wat die gevolge is, Here, ek wil reg lewe voor U. Amen. Kom ons bid saam. Jy wil sê vanmôre vir U so dankie, Here, dat ons U kan ken. Maar dankie, Here, dat U vir ons ook hierdie gawe gee van gebed, maar ook hierdie gawe, Here, om voor U te kan bid en sê, Here, ek wil myself ontbloot, ek wil myself nederig maak voor U. En ek wil hê, Here, dat U my hart en intensies en die toestand van my hart sal toets, sodat ek werklik waar op die beproefde pad kan wees. En Here, ek bid vir elkeen vanmôre, Here, wat dalk hierdie gebed bid. Ek wil vra dat U hulle sal versterk, Here, deur die Gees om te weet, Here, as ons sonde bely, Here, dan is U getrou en regverdig om ons te reinig van alle ongeregtigheid en ons sonde te vergewe. Here, ek bid vir elkeen wat teenoor U moet iets bely, Here, ek bid vir elkeen van ons, Here, wat dalk na iemand anders toe moet gaan en Here, onsself moet verneder om te sê, maar dis hoe sake is. Here, maar wanneer ons eendag voor U sal staan en U sê vir ons getroue diensknegt, Here, dan sal ons besef dit wat ons nou gedoen het, was alles die moeite werd. Ek sê vir U so dankie vir hierdie reeks, dankie vir Psalm 139, en dankie, Here, dat ons die beste verhouding met U kan hê.